Goeiedag liewe vriende, ek groet u in die wonderbare naam van ons koning Jesus. En vandag wil ek met u 'n gedagte deel. Wat hou jou terug? Daar word vertel van 'n man wat gaan jag het. En vroeg reeds was hy suksesvol en het teruggekeer huis toe met 'n bok op sy skouers. En op pad huis toe neem hy kortpad deur die bos. Maar omdat hy daardie deel van die bos nie goed geken het nie, val hy in 'n diep gat met die bok steeds op sy skouers. Hy het geroep en geskree om hulp en aanvanklik het niemand hom gehoor nie. En later die dag het 'n ander jagter hom wel gehoor. Hy het 'n tou gevleg met palmtakke en na die jagter laat afsak. Al wat hy moes doen was om die bok daar te los, teen die wand van die gat uit te klim terwyl die ander jagter hom optrek. Jy sien, hierdie jagter wou nie sy bok agterlaat nie. Telke male het die ander jagter hom probeer optrek, en telke male het die ander jagter vir hom gesê, los die bok daaronder, laat ek jou eers hier uit die gat uitkry, en telke male het die tou gebreek, omdat die jagter daar onder in die gat nie sy bok daar wou los nie. Hy wou dit saam met hom, saam met die tou opvat boontoe. Na 'n lang gesukkel het die ander jagter die man in die gat gelos, want hy wou nie luister om die bok agter te laat nie. Dae later het die man gesterf en het sy lijk roerloos langs die oorblyfsels van die bok gelê. Kan ek jou vandag 'n vraag vra? Wat hou jou terug? Ons almal is bewus dat God 'n plan en 'n doel met ons lewe het. Ons almal weet dat God ons wil verlos van sonde, van die ou natuur en selfs van ons grootste vyand, die eie ek. Ons weet dat God ons graag wil oprig en ons voet plaas op hoë plekke bo ons omstandighede. Ons is bewus daarvan dat God goeie dinge in gedagte het vir ons en dat hy wil hê dat ons gesond, geseënd en voorspoedig moet wees. En tog beleef ons dit nie altyd nie. Tog is daar dinge wat ons terughou en God se seën van ons weerhou. Die hartseer is egter die feit dat dit nie die dooie bok is wat die man in hierdie verhaal teruggehou het nie, maar eerder die man se onbereidwilligheid, die man se eie keuse om die bok nie in die gat te los nie. Net so is dit dikwels onsself wat verhoed dat ons in lyn met of in ooreenstemming met God se plan vorentoe beweeg. Ons keer aanhoudend terug na die sonde wat Jesus lankal reeds op hom geneem het en waarvoor hy vir ons gesterf het. Hoor wat skryf Paulus in Romeine 6 vers 1 en 2, hy sê, wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly, dat die genade meer kan word? Nee, stellig nie. Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin bly? Baie mense klou verbete aan hulle sonde en selfs siekte vas. Dit blyk soms asof party mense daarvan hou om bejammer te word, eerder as om genees of bevry te word. Daar is ook diegene wat klou aan hulle godsdiens of hulle kerk, eerder as aan die woord van God. Ons kry dan ook diegene wat aan hulle voorvaders vasklou, alhoewel hulle voorvaders niks meer vir hulle kan doen nie. En natuurlik kry ons ook diegene wat verknog is aan die wet, terwyl Paulus dit duidelik stel, dat ons nie ons eie redding kan bewerkstellig deur die wet slaafs na te volg nie. Terwyl ons almal na 'n lewe van oorvloed smag, laat ons toe dat ons onsself kneelter deur dinge wat onwelvoeglik voor God is. Ons moet die ou lewe, oftewel die ou natuur aflê en nuut word in Christus. Ons moet onsself losmaak van die ou dinge wat soos 'n dooie bok om ons hang. Ons moet laat los en toelaat dat God in ons werk. Anders loop ons ook die gevaar
om die ewige dood te sterf. 2 Korintiërs 5 vers 17 sê, daarom, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, dit het alles nuut geword. Ek vra weer, wat hou jou vas? Wil jy dit nie agterlaat nie? Ek groet u tot volgende keer. Totsiens.